Na saalopening op Atlas toe het die betonvlak meegegee en op leerlinge geval. Onder hulle was Royden Olkers, Jan Steyn, Marley Curry en Marnus Nagel wat hulle lewens in die tragedie verloor het. Meer as 20 ander leerlinge is beseer. Dit was heavy erg dramaties. Ek het my LT rugwervel gekrash en gekraak. Ek het baie seer gekry met dit. Dit was 'n dramatiese gebeurtenis, maar dit wat jy gesien het, jy gaan dit nie sommer vergeet nie. Dit sal jou altyd bybly. Die ergste daarvan was om haar goeie vriend Royden voor haar oë te verloor. Wat gesien is horrible, gulle, bloed ensovoorts. En die impak is so groot dat ons by die Trauma Center eintlik aangebied het om vir nou en vir weke en maande om te kom daar te wees vir kinders wat nodig het om te gesels en ook vir gesinne en ook vir die gemeenskap. Behalwe vir berading word strukturele assessering ook op die terrein gedoen om dele van die skool veilig te verklaar. Ons is besig om tot verhaal te kom. Om gevoelens te beskryf is moeilik. Ons voel stomp. Sodra hierdie dinge klaar is, dan gaan ons beplan die pad vorentoe. Ons het vanaand 'n vergadering met die beheerliggame om te besluit, maar ons moet nou eers van die departement van arbeid klaring kry rondom die geboue, of ons dit kan gebruik, ja. Maar die emosies is, dis moeilik om te beskryf. Knoetse sê hulle hoop dat werksaamhede by die skool binne 'n week hervat kan word. Ek dink ons skool en ons geloof en wat vir ons so sterk streep in ons fondamente dra ons hierdeur. Ons het soveel ondersteuning van die gemeenskap van oral. Ek het vanoggend ook gesê as dit is wat Suid-Afrika kan wees, as mense so kan saamstaan in 'n ramp, dan het ek soveel hoop vir hierdie land. Behalwe vir medelee wat instroom, word geld ook ingesamel met 'n skare befondsingsinisiatief ten bate van die skool en ook vir die slagoffers se families. En ons het begrafnisondernemers wat grafstene gesponsor het, Afpop hier plaaslik, het gesê hulle doen die begrafnis gratis. Ons het ouens wat kiste voorsien vir ons. Ons het 'n rampfonds gestig. Daai fonds, ek het gister in 5 ure seker 100 oproepe gekry van mense wat hulp aanbied. So hierdie is amazing wat in ons dorp gebeur. Ons dorp is in rou en seer, maar die mense is bereid om te help. Die skool gaan eers vir die families kans gee om afsonderlik van hulle kinders afskeid te neem voordat 'n gesamentlike gedenkdiens by die skool gehou sal word. Mia Spies, Eunice van Herbuilpark.